Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Word jy voortdurend oorweldig deur dieselfde ou versoekings? Hier is die goeie nuus. Jy kan in oorwinning leef. Hoe? Deur gebed. Onthou jy wat Jesus vir sy disippels gesê het in Matteus 26 in die tuin van Getsemane? Vers 41 sê, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. As jy moeg is om elke keer te val vir dieselfde versoekings, is dit tyd om strategie te verander. Gewoonlik bid mense net nadat hulle vir die versoeking geval het om vergifnis te vra. Maar weet jy wat 'n krag daarin lê om te bid as die versoeking oor jou pad kom? Die geheim om versoeking te oorkom is nie om dit te veg nie, maar om jou gedagtes te herfokus. Jy vra God om hulp. En dit hoef nie 'n lang uitgerekte gebed te wees nie, maar net 2 woorde. Here, help. God weet alles wat in jou lewe aangaan. Hebreërs 4 vers 15 en 16 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Waarom het Jesus simpatie met ons? Omdat hy dieselfde versoekings in die gesig gestaar het. Hy was in alles versoek net soos ons, maar hy het nie gesondig nie. Dis die verskil. Hy het nooit toegegee nie. Soos ons het hy die vryheid gehad om te kies, maar anders as ons, het hy nooit gesondig nie. Wat beteken dit? Dit beteken, hy kan jou help om versoeking te oorkom. Hierdie verse sê, kom met vrymoedigheid na God. Bid wanneer versoeking oor jou pad kom. En sê, Here, ek het u hulp nodig. God wil jou help om versoeking te weerstaan. Die vraag is, sal jy na hom uitroep vir hulp? Here, so dikwels dink ons moet alles alleen hanteer. U woord sê egter, dat u nie sal toelaat